gaan ek julle nooi om saam met te blaai in die woord van die Here na 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ons gaan daar saam lees net daar die een enkele vers en ek hoop jy het jou Bybel gebring vanmôre. Ons gaan heelwat skrifgedeeltes naslaan en vanoggend se boodskap 'n voortsetting van die reeks boodskappe waarmee ons besig is. Die reeks is onmisbaar. Jy is onmisbaar deel van die liggaam van Christus en elkeen van ons is nodig om die verlossingsplan van God op aarde uit te leef en dit te vervul. Maar vanoggend dan die 5de boodskap en voordat ek iets daaroor sê, kom ons lees saam in die woord van die Here 2 Korintiërs 5 vers 10. Ek quoteer die Afrikaanse ou vertaling. Ek gaan my Bybel nou nie oopmaak nie want hier is genoeg plek, maar ek het hom hier op my notas ook. Kom ons lees saam. Paulus skryf en sê, want ons as kerk moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen van ons, elke een, kan ontvang wat hy of sy deur die liggaam verrig het, of dit goed is of kwaad. Kan ek dit weer vir ons lees? Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, of dit goed is en of dit kwaad is. Nou, liewe gemeente, ek het 'n blaadjie daar by die deur uitgedeel, kan ek net sien, het almal hulle blaadjies gekry? Goed, daai blaadjie is maar net om jou 'n bietjie op spoor te bring, vir diegene wat dalk miskien van ons dienste gemis het. Vanoggend is die 5de boodskap in die reeks, en dit was onderbreek met 2 boodskappe, een deur Philip, ons visievoorsitter, en verlede week deur die doopdiens. Maar vanoggend die 5de boodskap in die reeks onmisbaar, en daai sal help om net so 'n bietjie die gedagtegange op te tel van waaroor dit gegaan het, en hoe ons dan nou vanoggend hier by uitgekom het. 2 weke terug was dan die laaste keer toe ek met jou gepraat het, en daardie boodskap het ek die vraag gestel, waarom dan disippelskap? Waarom dan disippelskap? As ons dan, en dit is 'n stelling, maar net 'n hipotetiese stelling wat gemaak was, as ons dan veronderstel, of van die verstaan uitgaan dat wanneer ons weggeraap word, ons glo dat die kerk nie deur die groot verdrukking sal gaan nie, dat ons weggeruk sal word in die genade van God voor die groot verdrukking, en dat wanneer ons dan weggeraap word, weggeruk word, dat ons dan verheerlikte liggame sal hê. Amen. Ja, verheerlikte liggame. Dit beteken dat ons nie soos Jesus sal wees nie, maar dat ons in liggaamlike vorm verheerlik sal wees. Met ander woorde, ons liggame sal nie meer aan die dood onderworpe wees nie, ons sal nie meer siek word nie, ons sal 'n geestelike liggaam en ook 'n natuurlike liggaam hê, wanneer ons by hom is, wat nie aan materie, as ons dit so kan stel, onderworpe sou wees nie. Met ander woorde, ons sal nie beperk kan word deur tyd, ruimtelike bestaan, of die definisie daarvan nie, maar in daardie opsig sal ons verheerlikte liggaam hê. En dit sal ons 'n ewigheid vat as sy bruid en as sy kinders om hom te leer ken vir wie hy is. Nou ja, ewigheid weet ons het geen begin en einde nie. So ons sal studente bly tot in ewigheid om hierdie groot en ondeurgrondelike God te leer ken en die rykdom van sy heerlikheid. Paulus skryf by geleentheid en sê, wat die oog nie gesien en wat die hart van die mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom liefhet. Maar die dood sal daar nie meer wees nie. Die laaste vyand, 1 Korintiërs 15, wat vernietig sal word, is die dood, en ons sal in onverganklikheid opgewek word. Maar ons het ook gesien dat waarom dan disippelskap? Wel, die antwoord was dood eenvoudig dit gewees. Ons het vasgestel dat die doel van die kruis, of die doel van ons redding, God se plan met die kruis, was nie net dat ons in die hemel sou kom nie. Nee, julle kan maar 'n bietjie saam praat as julle saamstem. Hoor, julle hoef nie so bang te lyk nie, ek gaan nie met julle raas vanmôre nie. Dit doel was nie net om in die hemel te kom nie, want ons gaan maar vir 'n 7 jaar periode in die hemel wees, die woonplek van God soos wat dit nou is, maar daarna kom ons terug aarde toe vir 1000 jaar. En aan die einde van die 1000 jaar
is die wit troon oordeel en dan sê die Bybel, Openbaring 22, is daar nuwe hemele en nuwe aarde. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar die skrif praat ook van die Godstad wat neerdal na 'n nuwe aarde. Hoe groot dit sal wees, wat die aard sal wees, weet ons nie, maar God se plan was nog van ewigheid af aarde vir ons as mens gewees. En met die oog op die wederoprigting van alle dinge en die herstel aan die einde, ontvou God se verlossingsplan hier op aarde, en deel daarvan is dat hy ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het om 'n bruid vir Christus te wees. God het 'n volk op aarde gesoek in die beeld van sy seun. En daarom was Jesus, die word hy genoem, die eersgeborene van die skepping, eersgeborene van baie, en die wat wedergebore word dan boeties en sissies van hierdie eersgeborene. En sy plan was dat ons soos Jesus sou lyk, volwasse sou word, en uiteindelik aan die einde van alles voorgestel sou word aan ons hemelse bruidegom, as 'n bruid wat rein volmaak is, sodat ons saam met hom vir ewig kan leef. Liefde roep na liefde. En natuurlik is daar heelwat skrifgedeeltes, en om dit nie te kursories te maak nie, jy kan dit neerskryf as jy wou. Efesiërs 5 vers 25 tot 27 sê Paulus dat die doel van die kruis was om die gemeente as Christus se bruid voor hom te stel, as heilig en sonder vlek of rimpel. En daar in Openbaring 9 vers 7 tot 8 hoor ons hierdie woorde: laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. So aarde is gereedmaaktyd vir die ontmoeting van die bruidegom. En alles wat ons hier op aarde doen, echo in die ewigheid. En jy gaan vanoggend sien, en dit het sommer net iets opnuuts in my eie hart wakker gemaak, en ek het opnuut begin om met 'n ewigheidsperspektief te leef. Die skrif sê God het die ewigheid in ons harte gesit. Daar's 'n ewigheidsbesef in almal van ons. En dis met die oog op die ewigheid wat ons elke dag moet opstaan en leef. Nie net vir aarde nie. Aarde is tydelik, het gaan verby, maar die skrif sê hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. En daarom is dit so belangrik dat ons disipelskap, die opdrag van Matteus 28 vers 19, baie ernstig moet opneem. Want die wyse waarop die Here ons voorberei vir hierdie uiteindelike ontmoeting by die bruilofsmaal van die Lam, is langs die weg van disipelskap. Om 'n disipel van Jesus eerstens te wees, 'n volgeling van Jesus, in my eie persoonlike wandel en verhouding met God te groei, dan gelykvormig wording aan die beeld van Jesus, geestelik volwasse te word, en dan uiteindelik vanuit 'n plek van volwassenheid uiteindelik by 'n plek te kan kom waar ek ander langs hierdie geloofsweg ook begelei om disipels van Jesus te word. En natuurlik sluit dit evangelisasiewerke, nee, die wonderlike voorreg wat ons dikwels het in genade oomblikke wanneer die Here iemand oor jou pad bring, wat jy na hom toe kan lei en hulle ook 'n kind van God kan word. En natuurlik is dit God se hart vir sy kerk, dat ons sal groei na volwassenheid, dat ons nie net by die basiese geloofsleer sal bly nie. Paulus praat daarvan, hy sê, dat ons nie weer by die elementêre dinge van geloof elke keer sal vassak, bekering, die doop, die handoplegging, en hy noem 'n klompie dinge daar nie, maar dat ons sal groei in die kennis van God, en dat ons volwasse sal word, dat ons volwasse gelowiges sal wees, mense wat gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees, ouens wat geestelik standvastig is, en in staat is om ander te kan lei. 1 Johannes 2 praat van die verskillende fases, van 'n babatjie af tot uiteindelik by 'n vader of 'n moeder in die Gees, en dat ons nie in hierdie wêreld waar daar soveel verleiding en misleiding is, deur elke nuwe wind van lering rondgewaai en rondgeslinger sal word nie, maar dat ons standvastig sal wees in die waarheid van God se woord, en dat ons lewens van vrugbaarheid sal begin lei, meer en meer gelykvormig aan die beeld van die Seun. En natuurlik, as jy wil weet hoe lyk so 'n lewe van volwassenheid, gaan bestudeer net Galasiërs 5 vers 22. Dis die vrug van die Gees. As jy wil weet hoe Jesus gelyk, Galasiërs 5 vers 22, liefde, vrede, vreugde, geduld, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, daar's 9.
En teen daardie ding is die wet nie, want dit is 'n selfopenbaring van Christus, sy karakter. En om dit te bewerkstellig het God ons sy kerk gegee. Ja. En binne die kerk het hy ons geplaas, elkeen met 'n bepaalde bediening en 'n roeping om uit te leef. En wanneer ek en jy ons rol opneem binne die liggaam van Christus, het ons 'n aandeel daarin om die bruid van Jesus Christus mooi te maak, voor te berei vir daardie uiteindelike ontmoeting wanneer ons voor hom gaan verskyn. Daarom sê Paulus in Efesiërs 4, hy sê, hy wat opgevaar het, is uit ter helle neergedaal, of hy wat neergedaal het, is ook opgevaar, dis Jesus Christus, en hy het gawes aan die mens gegee, en dan sê hy, en hy het sommige in die gemeente gestel, en dan noem hy in daardie verband die vyfvoudige ampte, die apostel, die profeet, die leraar, die evangelis en die herder, en hy sê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, en dan voeg hy by, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, hoor wat sê hy, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis die rol van die kerk op aarde, is om sondaar mense in die koninkryk in te bring, en dan langs hulle in te kom, met 'n proses van toerusting en van geestelike ondersteuning om uiteindelik daardie bruid voor Christus uiteindelik te kan stel as 'n bruid wat volwasse is, sonder vlek, sonder rimpel, heilig, toeberei vir elke goeie werk. So die doel van die kruis, en daarom as ek sê die doel van die kruis was nie net die hemel nie. Verstaan julle nou waarom ek dit sê? Was nie net om hemel toe te gaan nie, die doel van die kruis was nie net sodat ons 'n one-time event encounter sou hê en dan 'n ticket hemel toe nie. Nee, God se plan van die ewigheid was 'n bruid en 'n verhouding met Jesus Christus. Baie mense, as die evangelie verkeerd verkondig word, neem Jesus aan net sodat hulle 'n ticket hemel toe het. Hulle wil eintlik net nie hel toe gaan nie, maar hulle wil nie regtig iets met Jesus en sy kerk te doen hê nie. Hulle soek net 'n ticket na die hemel toe. En dit was nie die doel van die kruis gewees nie, nee. En daar is ook 'n waarskuwing in die skrif, want Lukas 6:44 sê Jesus vir so 'n groep mense, hy sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Dis die bewys van ouens wat net kaartjies het, dink hulle het kaartjies na die hemel toe, maar as die bus verpas, gaan hulle 'n verrassing hê, want dis die ware bruid van Jesus Christus, wat weggeraap sal word, en wat by die bruilofsmaal van die lam sal wees. Jy weet, ek het weer die onlangse statistiek, en ek het dit al 'n paar keer aan die genoem, die 2022 nasionale sensus in Suid-Afrika het 85,3%, daai syfer is jaarliks besig om net op te gaan, 85,3% van Suid-Afrikaners identifiseer as Christene. Ek wil hê dit moet 'n bietjie insink. Nou broers en susters, as 85,3% van Suid-Afrika werklik disippels, volgelinge van Jesus was, dan het hierdie land nie gelyk soos wat hy lyk nie. Dan was ons nie in die verknorsing waar ons vandag is nie. En dit sê net vir my dat 85,3% van hulle wat sê hulle is Christene, of assosieer met Christendom, is nie waarlik volgelinge van Jesus Christus nie. Of dalk is daar 'n verkeerde verstaan, dalk is die verstaan van mense net dat ek Jesus aanneem, net sodat ek hemel toe kan gaan nie. Nee. Die doel van die kruis was nooit hemel gewees nie, dit was 'n verhouding met Jesus Christus. Wat die hemel wonderlik gemaak is, nie dat daar nie die dood gaan wees, of die leeu's nie die lammetjies gaan opeet nie, maar wat die hemel wonderlik gaan maak, is die teenwoordigheid van die lam van God, Jesus self. En as jy uitsien na die ander kant, net omdat jy hemel toe wil gaan, maar Jesus is nie 'n verwysing nie, dan is jy dalk deel van hierdie 85,3% of 'n segment daarvan. Nie almal wat sê hulle is Christene, sal by die wederkoms saamgaan nie. Dis die bruid van Jesus, die ware kerk, die onsigbare kerk, wat elke dag in gereedheid leef. Dis hulle wat hulle lampe vol olie hou, wie se harte gefokus is op Jesus en op sy koninkryk, wat nie vriendskap smee met die wêreld nie,
Want die woord sê, weet julle dan nie, dat vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Jakobus 4 vers 4. Heiligmaking. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ja, Paulus sê, hy is so jaloers soos God. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. En so sal daar 'n dag wees wanneer die wolke skeur, en as ons nou kyk na die tekens van die tye, daar so volgens die Bybel en teologiese interpretasie so 10 of 12 tekens waarin ons kan weet dat die einde besig is om nader te kom, en al daardie tekens is basies reeds vervul. Daar's enkele dinge rondom Israel en God se kalender met betrekking tot Israel wat nou in vervulling moet kom, en dan sal dit vir ons die laaste indikasie wees dat die koms van Jesus Christus naby is, maar ons is definitief in die laaste pylvak. Maar ons kan nie sê hoe lank nie, want die dag en die tyd weet ons nie, maar ons kan die tekens kan ons meet. En dan wanneer die basyne weer klink en Jesus Christus kom en hy verskyn, hy sal sy voete nie op die aarde sit nie. Ons sal hom in die lig tegemoet gaan, sy 1 Tessalonisense 4, en dan sal ons weggeruk word van die aarde af, en dan gaan ons voor hom verskyn, en die Bybel sê vir ons sal dan na die regterstoel van Christus toe gaan. Die stoel of die plek van beoordeling. So dit gaan soos 'n prysuitdeling wees, nê? Dit gaan soos 'n prysuitdeling wees. Ek praat sommer nou so 'n bietjie in menslike taal met julle om dit te verstaan. Nou party ons sal sê, ja, jy weet nie hoe lank die prysuitdeling hou daar by my kind se prysuitdeling nie. Ek hoop net dit gaan bietjie vinniger gaan as dan, maar ek het 'n vermoede dit gaan nog lank vat, want by God is 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag is soos 1000 jaar. Nee, maar daar gaan ons voor hom verskyn, en is belangrik dat ons moet verstaan dat daar 'n verskil is tussen verlossing en belonings, nê. Verlossing, redding om in die hemel te wees eendag, is 'n gratis geskenk van God. Dis 'n gawe wat God gee, nê. Ons ontvang dit deur die geloof in Jesus sonder werke. Jy kan nie werk om in die hemel te kom nie. Jy kan nie. Dis genade. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en die komende oordeel, sê Johannes 16. Dis die Gees van God wat na jou roep. Al wat jy kan doen as mens in daai roepingsmoment is jy kan in geloof reageer en jy kan aanvaar hierdie genade aanbod wat vir jou gegee word. En die skrif sê in daardie oomblik word jy wedergebore, dan word jy gered. Dis verlossing, dis genade. Jy kan dit nie verdien nie. Ons kan niks doen om dit te verdien nie. En natuurlik is daar tekens van ware wedergeboorte wat volg daarna, nê? Ware berou, sonde besef, 'n besef van verlorenheid, besef dat ek myself nie kan red nie, dat ek 'n verlosser nodig het, dat ek onmagtig is om my wet te onderhou en dis meer. So daar is tekens en dit wat daarna volg wat bewys lewer dat iets werklik in jou lewe plaasgevind het. Dis nie 'n kopbekering nie. Dis nie iemand wat net hulle handjie opgesteek het iewers in 'n groot stadion en gesê het, ek assosieer met die 85,3% nie. Dis 'n ware geestelike ontmoeting met die verreëse Christus, soos wat Paulus gehad het op pad na Damaskus. En vir jou lyk dit dalk anders as wat dit vir Paulus gelyk het. In my lewe het dit op 'n bepaalde manier gebeur. 'n Ander luister na 'n preek, word diep bewus van God se teenwoordigheid. Skielik kom daar 'n sonde besef oor ons en ek besef, maar ek het die Here nodig en ek reageer op hierdie uitnodiging van God. God wat sy hand uitstrek na my. En ek neem Jesus Christus aan en ek word wedergebore en ek word 'n kind van God. En ek dink baie mense is onder 'n totale wanindruk wanneer dit by redding kom. Redding gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor 'n verlosser. Dit gaan oor Jesus Christus en 'n ontmoeting met die verreëse Christus. Maar ons praat nie vanmôre oor redding nie, want ek aanvaar dan vanmôre dat diegene met wie die skrif hier praat, is nie ongelowiges nie, maar gelowiges, en wat ter sprake hier is nie verlossing nie, is nie redding nie, is loon, is hemelse loon. Met ander woorde, ons gaan
prysuitdeling toe. Julle moet 'n bietjie happier lyk daaroor, hoor. En hopelik sal almal nou na vandag hulle harte en lewens so posisioneer dat hulle ook iets, ten minste 'n meriete sertifikaat by die prysuitdeling sal kry. Nee, ek grap sommer. Die Here het ons ook 'n sin vir humor gegee. Nee, maar hoor wat sê Paulus, hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. En hoor nou wat sê hy? Hy sê nie volgens wat reg of verkeerd was nie. Hy gebruik spesifiek die woorde goed of kwaad. So Paulus gebruik spesifiek daai woorde om ons te laat verstaan dat ons nie alleenlik volgens 'n wetlike of 'n juridiese vereiste beoordeel sal word nie. Op grond van jou vermoë om die regte of die verkeerde ding te doen of nie te doen nie, maar dit waarna die skrif verwys hier, die beoordeling, dit waar volgens ons werk en ons lewe beoordeel sal beoordeel word op grond van ons motiewe, ons gesindhede en die intensies agter elke daad en hoe ons die gawes en die geleenthede wat God vir ons gegee het, hoe ons dit aangeneem het en hoe ons dit gebruik het. Is julle met my vanmôre? Dit behoort die speelveld redelik gelyk te vee, nê, sodat daar nie wetywering sal wees om op die podium te kom nie. Want dit gaan nie oor hoe baie jy gedoen het nie. Die skrif sê, dit gaan God se beoordeling, se maatstaf van beoordeling, gaan oor die motiewe, die gesindheid en die intensies van die hart. Reeds in die Ou Testament, in 1 Samuel 16 vers 7 sê die skrif, man looks at outward appearances, but the Lord looks at the heart. Dis hoekom ek sê, as jou enigste rede om hemel toe te gaan, die hemel is en nie Jesus nie, dan moet jy jou saak vanmôre herevalueer. Want die kruis was 'n herstel van verlore verhouding. Die mens wat verhouding verloor het met die Skepper God. En die kruis is 'n terugbring na daardie verhouding met Jesus Christus. So, dis baie duidelik dat dit nie hier gaan oor om die regte of die verkeerde dinge te doen nie, en daarby sê ek nie ons moet die verkeerde dinge doen nie, maar partykeer kan jy die verkeerde ding doen, en verander kan dit verkeerd lyk, maar die intensie van jou hart was nie verkeerd gewees nie. Kom ons kyk wat sê die skrif, voorbeelde, Matteus 6 vers 1 tot 4, ek gaan hulle vinnig noem, want ek hou die tyd op vanmôre. Liefdadigheid, nee, kyk wat sê die skrif daar vir ons, wat sê Jesus in die bekende bergpredikasie, net om jou idee te gee van hoekom Paulus hierdie twee woorde gebruik. Hy sê, laat ek gou vinnig daartoe blaai. Matteus 6 vers 1 tot 4, hy sê, pas op, dat julle nie julle liefdadigheid vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. So jy kan die regte ding doen, maar met die verkeerde intensie, met die verkeerde hart. En dan sê die Bybel, het jy geen loon wat eendag by die regterstoel vir jou sal kom nie. So jou loon sal wees die handeklap wat mense vir jou gee en die likes op Facebook. Dis jou loon. Alright. Die tweede ene, Matteus 6 vers 5 tot 6, gebed. Hy sê selfs met gebed, wanneer jy bid, moenie wees soos die geveinstes nie. Hulle doen die regte ding, hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Hy sê, ek sê vir julle dat hulle loon weg het. Want jy sien, God het nie 'n register daarbo in die hemel om te sê, right, uit die 50 weke van die jaar was Michael 48 keer by die bidtuur gewees nie. En dan sê hy, right, goed, op die grafiek lê hy redelik hoog nie, so dis ook, hy sal loon kry nie. Nee, dit gaan oor die hart waarachter ek bid, en waarmee ek bid, en toenader tot die Here. Dieselfde met vas, Matteus 6 vers 16 tot 18. Hy sê, wat help nie julle vas, buig julle self soos bissies, en al hierdie dinge nie. Hy sê, om deur mense gesien te word, die regte ding, verkeerde intensie, gesindheid of motief. So gaan hy aan. Matteus 7 vers 21 tot 23, hy praat van mense wat Christenskap of onder die vaandel van Christenskap dinge gedoen het, geprofeteer het, platforms gehad het en gebruik het en 'n klomp volgelinge gehad het. In die wêreld is daar vandag so baie. Hoorie so, jy kan nie die televisie aansit, kyk na die kanale. Partykeer wil jy, dit walg jou eintlik partykeer om te sien wat aangaan in die wêreld. En die woord sê dat
hulle doen dit in die naam van Jesus en daar is bepaalde resultate, want het word nie deur die gees van Christus gedoen nie, dit is 'n ander gees wat saam met hulle werk, maar is onder die vaandel van Christendom. Die woord van die Here sê, in daardie dag, in die oordeelsdag, sal Jesus vir hulle sê, gaan weg van my. Gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Julle het al hierdie dinge gedoen, geprofeteer, duiwels uitgedryf, you name it. Hy sê, maar ek het julle nooit geken nie. Ek het nie in 'n verhouding met julle gestaan nie. Julle was nie in my en ek was nie in julle gewees nie. Johannes 12:42-43, sommige Joodse leiers wat in Jesus geglo het, maar hulle het stil gebly omdat hulle bang was dat hulle openbare belydenis en assosiasie met Jesus, dat hulle status sou verloor. Die skrif sê in vers 43, hulle het die eer van mense meer liefgehad as die eer van God. Ons vind dit baie vandag. Mense wat deel is van 'n kerk, naam is op 'n register, maar daar buitekant in die wêreld verloon hulle Jesus. Jesus sê, as julle my verloon voor die mense, sal ek julle verloon voor my Vader wat in die hemel is. As julle nie skaam vir my nie, julle my bely voor die mense, sal ek julle bely voor my Vader wat in die hemel is. Broers en susters, ek het hiervan gesê so 'n paar weke terug, is dat my hoofdoelwit as predikant is nie om julle te kry om almal van my te hou nie. Maar my hoofwerk is om die bruid van Jesus Christus voor te berei vir die bruilofsmaal van die Lam. En daarom wil ek uit liefde uit vandag met jou praat, dat jy verstaan sal hê, regte perspektief sal hê, en is natuurlik al hierdie is geklee en het 'n wonderlike blydskap. So julle moet asseblief, as ek te ernstig raak, weet dit is dis omdat ek so verskriklik bly is hier binnekant in my hart. Goed, so Filippense 1 vers 15-17 sê, daar's mense wat Christus vir selfsugtige redes verkondig, in plaas van dat dit gedring is deur 'n liefde vir God en 'n liefde vir mense. En dan natuurlik Handelinge 5 vers 1-10, Ananias en Safira, onthou julle daai storie? Ananias en Safira, die vroeë kerk het so pas gevorm, tot stand gekom, en die woord sê dat die mense het hulle tiendes en offergawes en hulle eiendom en hulle geld en hulle besittings by die voete van die apostels kom neerlê, en so was die rykdom verdeel sodat die hele geloofsgemeenskap daar geen verdeeldheid sou wees nie en almal genoeg sou gehad het. En toe was daar twee gewees, 'n man en 'n vrou, Ananias en Safira. En hulle het die apostels mislei deur net 'n gedeelte, hulle het gesê, nee, ons het die grond verkoop en ons het al die geld gebring, hier is die geld. En toe, meanwhile, het hulle die helfte van die koopsom teruggehou en hulle die apostels onder 'n verkeerde indruk gebring. Die geloofsgemeenskap het gedink, ja, hulle is great, hulle is in, hulle is deel van hierdie ding, maar die Here het hulle harte gesien, en die Here wat hulle harte ken, het 'n oordeel oor hulle gebring. Die Bybel sê, al twee van hulle het gesterf. Al twee van hulle het gesterf. Nou, julle oë is nou baie groot, en ek is bly, vir die eenvoudige rede is omdat baie mense hierdie tekste probeer wegredeneer. Broers en susters, ons kan nie God in 'n boksie sit nie. Net omdat jou teologie fundamenteel dispensasioneel is. En almal van ons het 'n teologie, of jy dit weet of nie. 'n bepaalde verstaan van die skrif en gedagtes aangaande God. Net omdat jy sê, nee, God werk in dispensasies, beteken nie dat God alleenlik, uitsluitlik binne jou dispensasionele verstaan sal beweeg en sal werk nie. Want hy is God, hy is almagtig, hy is soewerein, hy kan doen net wat hy wil. So die skrif dui vir ons aan, dit gee ons idee wie God is en sy werkswyse met die mens, gebaseer op sekere bakens, binne hierdie 6000 jaar verwysing, maar hy bly God en hy kan doen wat hy wil. En die skrif sê dat God hierdie ding gedoen het, juis in daai vroeë stadium van die kerk, om vrees oor die kerk te bring, sodat mense moes weet, hey, julle is nie nou besig hierso met speletjies nie. Julle is besig hier met die God van die heelal, met die Skepper, wat sy kerk
op aarde kom vestig is en 'n verlossingsplan wat moet uitspeel, want daar is 'n bruilofsmaal en God is besig om sy bruid voor te berei. As God dit gelos het, watter effek sou dit nie op die vroeë kerk gehad het nie? Kom ek lees gou vinnig vir julle daarso, net om jou goed net in die prentjie te bring. Dis nie om jou bang te maak nie, maar as dit 'n heilige vrees by jou bring vanmôre, dan is dit hoe die Heilige Gees dit dan wil werk. Die skrif sê, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira eiendom verkoop en ook met die wederwete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie, vraagteken. Waarom is dit dan, dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En uiteindelik het, sê die skrif hier, toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe, die jongman het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra, en 'n groot vrees het oor die gemeente gekom, almal wat het gehoor het in vers 15, en deur die hande van die apostels het baie tekens plaasgevind, en 'n menigte het is bygevoeg tot die Here. Ek het nou die storie so bietjie vooruit gehardloop, maar beide van hulle het gesterwe. Nuwe Testament. God is God. Nie vir my kwaad wees, omdat dit nie in jou boksie inpas nie, is in die Bybel. God kan doen wat hy wil. God is besig om sy kerk voor te berei, met die oog op die ewigheid. God kyk na die hart, broers en susters. Hy kyk na ons harte, en daarom sê hy, in 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring. Help nie ons oordeel die ou wat langs ons is nie. 'n Ou kan 'n verkeerde ding doen, maar die motief van sy hart kan 100% rein en edel gewees het voor God. En dan het jy regter geword, dan het jy God gespeel, en dan het jy eintlik 'n oordeel oor jouself gebring. So die Here het seker gemaak dat alle wetywering en plekke en loon uitgeskakel is. Wanneer ons daarvoor hom verskyn eendag, sal dit absoluut wees oor dit wat in ons harte is. Of ons gedring was deur die regte motiewe. Paulus sê, hy skryf, hy sê, onthou julle daai deel, hy sê, want die liefde van Christus dring my. Die liefde. En Paulus sê, as waar hy sê, want vir my is 'n dwang is my opgelê. En wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. En eintlik wat hy sê daar is hy sê, hy was so oorweldig deur die openbaring van Christus en die genade wat God aan hom toe vertrou het, dat hy homself ag onder 'n verpligting om hierdie evangelie te verkondig. Dis daardie waardering, dis daardie dankbaarheid vir wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dat hy nie net gesterf het vir my sonde nie, maar dat hy vir ons 'n plek gaan berei het, en dat hy ons weer kom haal, sodat ons vir ewig by hom kan wees. Vanweë daai oorweldigende besef, sê Paulus, hy sê, is 'n dwang my opgelê, en daarom dring die liefde van Jesus Christus my, om vir hom te werk, en my lewe vir hom te gee. En mag dit ook sy liefde wees wat ons dring, elke dag van ons lewens. Om op te staan en herinner te word. Psalm 103, loof die Here o my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. Hy het vir my sondes gesterf, en ek is 'n nuwe skepsel. Dis die liefde van Jesus Christus wat ons moet dring. Alright, goed, ek gaan vastrek, want ek wil by die exciting deel van hierdie boodskap kom, nê? So ons moet weet, ons gaan elkeen voor hom verskyn, en dan gaan ons loon van die Here ontvang vir dit wat ons deur die liggaam gedoen het, en die beoordeling, maatstaf van beoordeling, is die hart van die mens. Alright, hoor wat sê 1 Korintiërs 3, vers 12 tot 15, hy sê, Paulus verwys na die dag, vers 13, hy sê, op daardie dag sal elkeen van ons se werke aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak sal word.
So die hele idee wat ek kry, en I stand corrected, en as ek ander lig kry, sal ek terugkom en sê, right, ek was verkeerd, maar hierdie is hoe ek het sien, as ek al die skrifte lees. Dit wil vir my voorkom, of hierdie beoordeling nie in isolasie gaan plaasvind nie. Dit wil vir my voorkom, of dit 'n redelike 'n liggaam aangeleentheid gaan wees, wanneer ons by die prysuitdeling gaan wees. Nee, dis soos by die skool, nee. Hulle roep nie die kinders een in om hulle pryse te kom kry nie. Almal is daar en die prysuitdeling sal vir almal wees, want ons is 'n liggaam, nee. En dan sê hy vir ons, alright, so omdat dit deur 4 openbaar gemaak sal word, niks met die hel uit te waai nie, maar dit gaan daaroor is dat God se toetsende vuur, met ander woorde, dit verwys na dit wat in die teenwoordigheid van God, soos goud, wat in 'n warm oond gesit word en aan hitte blootgestel word, wat gebeur is alles wat nie goud is nie, kom uit, die smeltkroes, nee, die groot Afrikaanse woord, en uiteindelik bly net dit oor, wat waarlik goud is, en so sal dit met ons wees, by die toetsende vuur van God. Ons sal voor hom verskyn, en alles wat nie gedoen was, uit 'n hart van liefde en opregtheid, sal verbrand word, soos kaf en smeltkroes, en uiteindelik sal hy aan ons loon gee, vir dit wat ons deur die liggaam verrig het, goed of kwaad. Wonderlik, dis iets om na uit te sien. Hy sê, elkeen se werk sal in die lig kom, vers 13, want die dag sal dit aanwys. Vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, op Christus, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Amen. Iemand moet bly wees. As jy nou nog geen prys kry nie, ten minste is jy daar. I made it. Ek staan ook daar agter, ek staan by table 19 van die troue, nee. En daar's nie eers voorgereg op die tafel nie, nee. Maar ek's daar, loof die Here, ek is in die hemel, I made it. Right. Maar is dit regtig hoe ons voor die bruidegom wil verskyn? Nee, 'n bruid berei haarself voor. Dis geen bruid wat by die altaar wil aankom, in haar japon en in haar krullers in die hare nie, net dan nie. Nee, sy wil in fyn linne geklee wees, nee. Toeberei, gereed, make-up, lipstifie op, met krone en met parfuum, alles vir haar hemelse bruidegom. Dis die beeld wat ons moet kry, want dis hoe dit gaan wees. Dis die metafoor wat Paulus in Efesiërs 5:25 gebruik. Ons gaan voor Jesus Christus verskyn met die loon wat hy vir ons sal gee, en met daardie loon sal ons na die bruilofsmaal van die lam toe gaan. Met daardie loon sal ons na die onthaal toe gaan. Ja. Is julle opgewonde? Ek is so opgewonde. God is 'n gewer, is dit nie amazing nie? Hy het sy seun gegee. Hy het ons sy Heilige Gees gegee. Nou wil en werk hy in ons, deur ons, en nou beloon hy ons nogal vir iets wat nie eers ons eie werk, ons eie is nie. Dis sy Gees wat in ons wil werk. Dis sy erfdeel. Dis Christus se erfdeel in die heiliges. Daarom sê Paulus, Christus in ons. Hy is die hoop van heerlikheid. Selfs ons loon waarmee ons ewigheid ingaan, sal niemand in kan roem nie, want dis Christus wat daai loon in ons en deur ons vir ons bewerk het vir die ewig. Al wat ons moet leer doen, is om saam met sy Heilige Gees te werk, en saam met hom te beweeg, sodat ons, as Efesiërs 2:10 sê, elke een sal wandel in die werke wat God vir ons voorberei het, van voor die grondlegging van die wêreld af. Sy plan vir jou lewe. Ek sê altyd vir ouens, iemand sê ander dag, ja maar, ek het nie so baie gawes gekry nie, en ek het nie idee nie, en ek het daar nie, sê, hey, as jou roeping was, en God se plan vir jou lewe, dat jy huisvrou moes wees, en kinders groot maak, en hulle dien, en hulle versorg, en hulle al die liefde gee, en die leiding wat net 'n ma kan gee, luister hier vir my vanmôre, die kans is goed, as jy dit gedoen het, uit 'n rein hart en opregtheid, en 'n liefde en toewyding, en gehoorsaamheid, aan die stem van die Here, is die kans so goed, dat jy meer loon kan hê aan die ander kant, as iemand anders wat
dalk internasionale platform gehad het, maar wat daar was, met die verkeerde hart en die verkeerde gesindheid. Ek wil vir julle sê, broers en susters, die bruiloft, die regterstoel van Christus, gaan 'n interessante dag wees. Want ek is oortuig daarvan, dat daar mense gaan wees, wat agter in die queue gestaan het op aarde, wat glad nie aansienlike bedieninge gehad het nie, wat nie prominent was nie, but they were serving Jesus with all of their heart, met passie, met liefde, die moeder Teresa's van hierdie wêreld, wat lief gehad het, sonder dat ander iets geweet het, wat gegee het in die geheim, wat gebid het, hulle knie deur gebid het, wat gevas het, in die verborgene, en daardeur vir hulle self loon vergader het vir die ewigheid. Hoekom? Omdat hulle die podium wou al? Nee, because Christ was working in them, and they allowed him to work through them. Wow, wat 'n amazing God dien ons nie. Wat 'n amazing God dien ons nie. Hy het die speelveld gelyk gemaak. So ek wil sommer vir iemand sê vandag, en dalk hoef ek nie te sê nie, jy gaan dalk self die dots connect. Miskien praat ek vir myself. Al die dinge wat ons dink ons vir die Here doen. Vra eerder vir jouself, hoekom doen jy dit? Nie wat doen jy nie, hoekom? Wat die hart? Wat is die motief daarachter? Word dit gedring deur liefde, gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees? Alright, ek maak klaar. Jesus moedig ons aan. Kerk, hier is opgewonde hieroor. Jesus moedig ons aan. Actually, Jesus self, hy moedig ons aan om loonskatte te vergader in die hemel. Matteus 6 vers 19 en 20, hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Vers 20, hy sê, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Hy sê, want daar waar julle skatte is, daar sal julle harte ook wees. Daar sal julle harte ook wees. Ek gaan stop hier vanmôre. Ek wil volgende week, as die Here my lewe spaar, wil ek met julle praat oor die tipe loon wat ons gaan kry. En dat ons dit kan connect met ons eie lewe dag tot dag, waarmee ons besig is, in die kerk, in die koninkryk van God, daar by die werksplek waar jy is. En daarom wil ek vir jou vanmôre sê, broers, as hy praat van goed en kwaad deur die liggaam, praat hy nie van in die vier mure van die kerk nie. Hy sê net dit wat ons as liggaam van Christus in die wêreld vir hom gedoen het. Daarom is dit, bid ek die Here dat hy ons sal help, dat ons 'n mindshift sal maak. En dat ons sal besef, die koninkryk van God geskied nie hier op 'n Sondag tussen 9 en 10 wanneer ons by mekaar is nie. God se koninkryk moet kom in die plek waar die Here jou gesit het, daar by jou werk, daar by die skool, waar ook al jy beweeg, is jy 'n disipel en terselfdertyd 'n disipelmaker, en is die wyse waarop jy leef daar buite, is jy as ware besig om Christus toe te laat om in jou, deur jou te leef, en so is jy besig om vir jou loon te vergader vir die ewigheid. So is jy besig om as liggaam nie net jouself in linne te klee nie, maar ook medewerker van God te word om ander te dissipuleer, sodat hulle ook uiteindelik voor die bruilof, voor die bruidegom kan verskyn. Skoon tog geval ek oor my woorde. Kom ons sluit gou die oë vir 'n oomblik en bid ons saam, net daar waar jy sit. Halleluja. Here Jesus, ek wil vra dat jy vanoggend net so vir 'n oomblik deur die Heilige Gees asseblief net so 'n bietjie in ons harte sal kom werk. Here, dankie dat ons nie hoef te werk vir ons redding nie. Dankie dat ons nie soos voor die kruis, Here, al die wette moes onderhou met die oog daarop om hopelik goed genoeg te wees eendag nie. Nee, Here, U het dit verseël toe Jesus uitroep, dit is volbring. Redding kom deur die geloof, dis genade. Maar Here, terselfdertyd besef ek dat daar dalk vanmôre mense in hierdie diens mag sit wat nog nooit werklik Jesus aangeneem het nie. Wat nog nie deel is van die bruid nie.
wat wanneer U op die wolke van die hemel kom, dat hulle gaan agterbly, dat dit deur die groot verdrukking sal moet gaan, en al die vreeslike dinge wat oor die aarde kom, en Here, ons wil nie dat enige iemand moet agterbly nie, en daarom wil ek vanoggend, by elke een wat hier ingekom het vanoggend kom pleit, ek wil by jou pleit vanmôre, dat jy die roepstem van Jesus nie langer sal dooddruk in jou lewe nie. Dat jy die liefdesaanbod van God deur sy seun, sy enigste seun Jesus, dat jy dit sal aanvaar. Dat jy jou hart sal oopmaak vir hom. Dat jy jou lewe sal oopmaak vir hom. En ek wil vanoggend vir jou sê, meer as enigiets anders, meer as die wonder van die hemel, meer as die wonder van alles wat nog voor lê, is daar een ding wat Jesus vanmôre na jou toe bring. En dis waaroor alles gaan. Dit gaan oor sy seun, dit gaan oor Jesus. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jou lewe nuut maak. Hy wil elke dag met jou wandel. Hy wil jou help. Hy wil jou vrymaak. Hy wil in 'n verhouding met jou staan. En daardie uitroep van God na die mensdom is nog dieselfde vandag 2000 jaar later. En al wat jy vanoggend moet doen, en ek wil jy moet mooi luister, as jy nog Jesus nog nooit in jou lewe ingelaat het, ingenooi het nie. Al wat jy vanoggend moet doen is om te sê, Here, hier is my hart, hier is my lewe. Ek besef, ek kan nie gered word deur my werke nie. Ek is verlore. Maar ek weet daar was 'n kruis. Daar was 'n dag wat U gesterf het aan die kruishout, wat U die prys vir my sonde betaal het. En as ek vanmôre in die geloof, daardie genade, daardie offer omhels, en sê, Here, ek aanvaar, ek kan myself nie red, ek het 'n redder nodig. Sy naam is Jesus, en ek wil deur hom in 'n verhouding met God die Vader staan. Die hemel is 'n bonus, maar ek wil Jesus kies. Ek wil reageer op die uitroep van sy liefde en sy genade vanmôre na my lewe toe. En ek wil jou vra, terwyl jy so sit, ek vertrou die Heilige Gees, want hy is die een wat oortuig. As daar vanmôre so woeling in jou hart is, in jou gees, en jy besef, maar jy is nie gereed nie, jy is nie reg nie. Jy het nog net nog nooit die stap van geloof gegee. Dan wil ek jou vanmôre, wil ek jou nooi, en sê my nie langer uitstel nie, vanoggend is die oomblik. Daar's nou 'n geleentheid vir jou, en as dit jy is, wat Jesus nog nie in jou lewe ingelaat het, wil ek jou vra om sommer nou dadelik saam met my op die voete te staan, met al die oë gesluit. As daar iemand is vanoggend, wil ek jou vra om in jou sitplek op te staan, en vanoggend wil ek saam met jou bid, en ek wil jou help, dat Jesus ook die koning van jou hart, maar meer is dit ook die koning van jou lewe, sal word. Terwyl die musiek speel, al die oë gesluit, ek wil jy moet rondkyk. Kom Heilige Gees, doen die werk vanmôre. In harte en lewens, as daar enige iemand is, wil ek jou vra om op te staan in jou bank. Moenie langer uitstel nie, moenie sê môre nie. Moenie met onsekerheid en twyfel uit hierdie kerkgebou uitstap. Die water roer nou, die tyd is hier. Gee daai tree van geloof. Ek gaan nog 'n paar sekondes gee. Al die oë gesluit. As daar enige iemand is. Dankie Here Jesus. Dankie Here. Ons loof U naam. Ons loof U naam.